Shabbat Shalom, dis 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kan wees. Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie Saterdagmôre en ek eer Abba Vader en ek bring hom lof en aanbidding. Dat ek weet dat hy is in beheer en hy regeer tot in alle ewigheid. Ten spyte van wat om ons gebeur, ten spyte van dit wat ons raak sien en die absolute chaos wat hierdie wêreld in is. En mense, ek wil vandag vir jou sê en hoor my baie duidelik, dat ons gaan hierdie dinge sien toeneem op 'n eksponensiële wyse, waar hierdie wêreld in chaos gedompel gaan word. Nou ek wil vandag net so 'n bietjie met jou gesels. Ek wil nou nie 'n preek nie, ek wil nie 'n boodskap doen nie, ek wil net met jou gesels. Nou ek het 'n paar goedjies wat ek vandag met jou wil gesels. En ek wil sommer hier in jou sitkamer sit en waar jy ook al is, wil ek net met jou 'n gesprek voer, want mense, daar is aanvalle, daar is dinge wat besig is om te gebeur en ons as gelowiges loop ongelukkig deur. Nou die afgelope 2-3 weke is ek ook onder aanval en dit sal dan natuurlik so wees, wanneer mense nou natuurlik die waarheid verkondig en jy hou by die woord, gaan mense jou uithaal en ek moes sekere comments moes ek van my kanale afhaal, want ouens vloek my. Hulle vloek my. En dan dink ek, maar is dit nou die gesindheid van 'n gelowige om sulke woorde te uiter? En mense haal my uit en maar dis okay, want ek weet dit is die tekens van die tyd. Ek weet ons lewe in daardie tye waar hierdie goed gaan plaasvind. En die boek van Timoteus, hoofstuk 2 Timoteus, hoofstuk 3 vers 1 sê dit baie duidelik. Hy sê dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom, want mense. En dis wat ons nou ervaar. En ek weet nie of julle die nuuskanale dophou en die sosiale media kanale dophou, want ongelukkig is daar 'n sluipmoord wat plaasgevind het in Amerika en 'n sekere persoon is doodgemaak. En daai persoon is doodgemaak omdat hy uitgesproke is. Nou daar is nou natuurlik 'n klomp verskillende sienings rondom dit en daar is mense wat hom like, daar is mense wat hom haat. Maar dit wat plaasvind vandag is as gevolg van die tekens van die tyd. Ons moet dit weet. Daar is vandag haat vir mense wat staan in die waarheid. En omdat ek staan in die waarheid en omdat ek die waarheid verkondig, is daar soveel haat wat na my kant toe kom. En mense sê ek moet wakker skrik en mense sê ek is heeltemal van die pad af en mense vloek my en hulle gaan te kere, maar is okay. Dis okay. Solank ek hou by die woord, dan kan mense nou maar sê wat hulle wil. Maar ons sien dat hierdie dinge is besig om te gebeur. Ons sien met betrekking tot hierdie sluipmoord wat in Amerika plaasgevind het, hoe mense nou natuurlik gereageer het. So daar was mense wat bly was oor hierdie sluipmoord. Hulle het gejuig en hulle het gejubel en ons sien dat mense op sosiale media het sekere goed kwyt geraak, want daar is mense wat hom haat en daar's mense wat vir hom is en saam met hom veg, net soos wat daar in ons lewe ook mense is wat vir ons is en mense wat teen ons is. Ek en jy moet dit weet. Daar is mense wat vir ons is en dan is daar mense wat teen ons is. En die oomblik wanneer jy by die waarheid uitkom en jy verkondig die waarheid en die woord soos wat dit geskrywe staan, nie deur mense se opinies nie deur valse leerstellings nie deur tradisies wat ingebring word in die kerke nie, maar wanneer jy hou by die woord, dan gaan jy gehaat word. Ek praat so rukkie terug, praat ek met mense, ek was by 'n ander gemeente waar ek 'n begrafnis gedoen het. Nou praat ek met van hierdie gemeentelede, die dames was daar en hulle mans was daar om te sien en om te kyk dat alles nou mooi verloop en hulle het kos voorgesit en hulle het regtig soveel moeite gedoen. En is pragtige mense, regtig pragtige mense. Maar nou praat ek met hierdie mense en hulle praat met my oor nou die wegraping 2025. En hulle praat en hulle sê ja, nee, miskien gaan dit gebeur. Ek sê wag. Kom ons gaan kyk na die woord. En so ek het hulle teologie heeltemal geskok. Maar nou praat hulle met my en sê, ja, maar die kerk moet eers weggeruk word. Ek sê, alright, gee vir my skrif. En nou kyk hulle my asof ek van 'n ander planeet af is. Ek sê, gee vir my skrif.
Jy sê dat die kerk moet weggeruk word, gee vir my skrif. Dan kan hulle my nie antwoord nie. Dan sê hulle weer iets, dan sê ek, okay, gee vir my skrif. Dan kan hulle my weer nie antwoord nie. Ek sê, ouens, kyk hierso. Kom ons hou by die woord. En so maklik luister ons na ander mense, ons luister na tradisie, ons luister na wat mense sê, en dit wat hulle sê, is daar nie eers skrif voor nie. Dit wat hulle sê, word nie eers in die woord opgeteken nie. En dis 'n probleem. So nou, verkondig 'n mens die waarheid, jy praat oor die waarheid, en dan wil mense jou uithaal. En is presies wat gebeur het met hierdie sluipmoord. En kan ek gou vir jou een groot waarheid gee, dat hierdie dinge gaan begin toeneem. Hierdie goed gaan begin toeneem. Want hierdie persoon in Amerika was op 'n openbare platform. En dis waar hy gefunksioneer het. Hy was op 'n openbare platform. En almal het hom geken op sosiale media, almal het geweet wie hy is, hy's op 'n openbare platform, en net soos ek, is ook op 'n openbare platform. Net soos my kollega, is ook op 'n openbare platform, en jy wat 'n gelowige is, wat in waarheid wandel, jy's nie laat ek dit so stel, jy's uitgesproke in terme van die waarheid. Jy's uitgesproke. En wanneer dit kom by geregtigheid, staan jy in geregtigheid. En daarom is jy ook in 'n openbare platform. So, as hulle hom uitgehaal het, as hulle hom doodgemaak het, wat gaan met die res van ons doen? Want ongelukkig is dit die plan van die vyand, dit is die tekens van die tyd. En ek wil gou vir jou 'n paar verse lees, en ek gaan met jou gesels oor hierdie goed. En ek wil net met jou praat vandag. Want ek dink dit is belangrik dat ons 'n gesprek voer. En ek dink dit is belangrik dat ons gaan kyk na wat in die woord staan en wat gebeur rondom ons. Nou ons weet natuurlik dat die woord sê in Matteus hoofstuk 24 vers 12, hy sê die ongeregtigheid sal vermeerder. Wanneer die ongeregtigheid vermeerder, dan sal die liefde van baie verkoel. Want waar kry jy dat jy jou verheug in die dood van iemand anderste? Hoe gebeur dit? Dat jy jou verheug in die dood van iemand anderste? Maar jy sien, dit is die gesindheid van die hart. Want uit die oorvloed van die hart dit sal nou natuurlik uit die mond uitloop. So aan die vrug sal die boom geken word. En mense was so verheug, daar was soveel blydskap, en mense het dit op sosiale media geplaas, en daar is soveel blydskap in terme van sy dood. En nou, as jy vir hom staan, dan word jy gepreokteer met haat, jy word gepreokteer met soveel aanvalle, as jy nou natuurlik vir hom staan. En ja, daar's mense wat baie dinge sê, en hulle sê hy was so, en hy was so, hy was so. Maar as jy op die einde van die dag, as jy gaan kyk, hy was 'n diep gelowige. Hy was waarlik 'n diep gelowige persoon. En hy het onder andere, het hy die Shabbat geonderhou. So die aanval is op ons as gelowiges. En ons hoor altyd van dit daar buite, en ons hoor van dit in ander lande, en dis ver van ons. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit kom al hoe nader en al hoe nader. Weet jy hoekom? Want die ongeregtigheid sal vermeerder, en die liefde sal verkoel. Die liefde van baie sal verkoel. So ons is in die dae van Noag, en ons is in die dae van Lot. So ek wonder of jy dit besef, dat ons werklik waar in die eindtyd is, en ons is in die dae van Noag en in die dae van Lot. En die woord sê dit in Lukas hoofstuk 17 vers 26 tot 29, hy sê dat ons is in die dae van Lot. Net soos wat die dae van Lot is, so sal die koms van die seun van die mens wees. Nou, dis 'n periode. Met ander woorde, dit sal nie, wanneer ons hierdie goed begin sien gebeur, en ons is in die dae van Lot of van Noag, dat dit ewe skielik gaan gebeur nie. Yeshua praat hier van die seisoen. Hy sê die seisoen gaan wees, dat dit gaan net so wees soos in die dae van Noag en in die dae van Lot. So, met betrekking tot die eindtyd, en voor die koms van Yeshua, gaan dit wees soos die dae van Noag en die dae van Lot. Alright, maar wat het plaasgevind tydens die dae van Noag en tydens die dae van Lot? So Noag, wat daar op te paard gegaan het, is die engele het hulle woning verlaat, of hulle posisie verlaat,
En hulle het gemeenskap gehad met die vrouens. Die woord sê dit, dat hulle die vroue begeer. Hulle het seksuele omgang gehad met die vroue. En dis waar jou reëse vandaan gekom het, en hulle het eintlik die DNA van die mens beïnvloed. Hulle het die DNA verander, en ouens, ons het dit nou al gesien die afgelope paar jare met betrekking tot 'n sekere inspuiting wat jy moes gekry het oor 'n tydperk van inperking, en mense moes daai inspuiting gekry het, en daai inspuiting maak vandag mense dood. Hoekom? Want dit verander jou samestelling, dit verander jou DNA, en nou kom jou liggaam in werking om daardie goed te staan, en dit veroorsaak soveel neeweffekte, en dan sit mense met siektes, en hulle sit met bloedklonte, en hulle sit met 'n gebroke immuunstelsel, en mense kom tot sterwe op 'n eksponensiële wyse vanweë daardie inspuiting. So, ons is in die dae van Noag, maar kom ons gaan kyk bietjie verder, want dit het ook te paart met seksuele aspekte wat ongehoord is, wat nie veronderstel was om daar te wees nie, want die engele het hulle posisie verlaat. Nou dit is daai 200 wagters wat oor die mens was, wat hulle posisie verlaat het, en hulle het seksuele omgang gehad met die vrouens, en dis waar die Nephilim vandaan kom. So die seksuele perversie in terme van dit. So hoe lyk die wêreld vandag in terme van die seksuele perversie en denkwyse van mense? Nou sê die woord ook in Lukas hoofstuk 7, en hy sê dat ons net soos in die dae van Lot. Okay, so wat het gebeur in die dae van Lot? Lot was in Sodom en Gomorra. Wat het in Sodom en Gomorra aangegaan? Homoseksuele dade. Daai hele stad was gevul met homoseksualiteit, en dis hoe hulle gefunksioneer het. So waarmee is hierdie wêreld gevul? Dit gaan oor transgender, dit gaan oor LGBTQ beweging, en dit is juis wat hierdie persoon wat die sluipmoord deurgegaan het, dis wat hy teengestaan het. En dis waarvoor hy soveel baie kere by kampusse was, en hy was uitgesproke daartoe, en hulle het hom doodgemaak. Want hy het gesê, sorry ouens, dis hoe dit werk. Vader het dit so ingestel, dat 'n huwelik is tussen een man en een vrou. Daar is nie so 'n ding soos 'n transgender nie, daar is nie so 'n ding soos ek voel nou, dat ek is gebore 'n man, maar ek voel nou soos 'n vrou. Of ek is gebore 'n vrou, en nou voel ek soos 'n man, en daar is sommer 'n klomp verskillende geslagte, en ek kan wees wie ek wil. En hy het dit juist teëgestaan, want ouens, ons is in die dae van Noag, ons is in die dae van Lot. En die oomblik wanneer jy praat oor die waarheid, dan moet jy weet, die helse magte is teen jou. Die helse magte is teen jou. So ons gaan gehaat word terwille van die feit dat ons hou by die woord, ons gaan gehaat word terwille van die feit dat ons die waarheid verkondig, en jy moet dit weet. Jy moet dit vandag weet. So, ek sê dit baie. Jy kan nie 'n gelowige wees in die geheim nie. Nou wat beteken dit? So, ek kan nie 'n secret agent geloof wees nie. Under the covers. Ek moet 'n gelowige wees in die publiek en in die openbaar. Want wanneer jy 'n gelowige is, moet jy uitgesproke wees oor sekere aspekte. En baie keer, ongelukkig, met soveel mense, is daar gelowiges in die werkplek, daar is gelowiges onder besigheidsmanne, daar is gelowiges in die publiek, wat hulle self so verdoesel en wegsteek, terwille van, ek wil eerder die vrede bewaar, en weet jy wat, ek wil nie meer konflik hê nie, ek wil nie meer hierdie goed ervaar. Maar inteendeel, die woord sê dat ek en jy moet lig wees, en ons moet die sout van die aarde wees. As jy lig is, dan beteken dit, jy moet skyn in 'n donker wêreld. So, almal gaan jou sien. Het jy al gesien, wanneer dit duisternis om jou is, en jy sit 'n liggie aan? Daai liggie kan jy sien van myle af. En dit is dieselfde met sout, want sout bring smaak. En die oomblik wanneer daar sout in hierdie wêreld inkom, dan beteken dit jy gee 'n ander flavour, 'n ander smaak as wat die wêreld gee. So jy moet kan proe soos sout, jy moet lyk soos lig,
En wanneer jy sout en lig is, dan is jy eintlik in die publiek en jy word eintlik geopenbaar as 'n ware gelowige. So daar bestaan nie so iets soos 'n undercover gelowige nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n gelowige wat nie in die openbaar verskyn nie. Jy moet uitgesproke wees en dis wat Vader verwag van ons. Maar ouens, daar's soveel mense wat dit nie doen nie, wat eerder nie hulle geloof wil publiek maak en eerder nie hulle geloof wil bekend maak onder familielede, dalk by die werk, by besighede, omdat hulle juis nie vervolg wil word nie. Mense, ek en jy moet mekaar vandag in die oë kyk. En ons moet besef dat as hierdie man, wat in Amerika is, wat uitgesproke is oor die waarheid, as hy doodgemaak is, dan kan dit moontlik ook met ons gebeur. Want kyk wat reg oor die wêreld gebeur. Daar is gelowiges wat vervolg word. Daar is gelowiges wat hulle lewe verloor. En eintlik hierdie aanslag en hierdie sluipmoord wat plaasgevind het, is eintlik nou 'n oop deur. Dit het eintlik 'n geestelike shift gebring in die geestesrealm en nou gaan juis dinge sien en ervaar wat jy nooit gedink het moontlik gaan wees. Want die woord sê vir ons baie duidelik, Matteus hoofstuk 24 vers 9, hy sê ons sal gehaat word ter wille van die naam van Yeshua. Lees jou woord. Ons sal gehaat word. Yeshua sê dit van die begin af. Want ons is nie hier om 'n populariteits posisie te hê of 'n kompetisie te wen van hoe populêr ons kan wees nie. Inteendeel, wanneer jy die waarheid verkondig, gaan jy onpopulêr wees. En wanneer jy in die hoof stroom en jy saam met die stroom, dan is alles oukei. Dan kry jy nie die vlek nie en dan kry jy nie die aanvalle nie, want ek gaan saam met die stroom. Die oomblik wanneer jy teen die stroom draai, het jy moeilikheid. En dis hoekom ek die aanvalle ervaar. Dis hoekom my kollega die aanvalle ervaar. Dis hoekom jy aanvalle ervaar. En dis hoekom hierdie man se sluipmoord plaasgevind het. Maar ons het moeilikheid. Nou ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek wil net die woord aan jou kom openbaar vandag. Want hierdie sluipmoord het twee dinge veroorsaak. Nommer 1, dit gaan in werking bring, 'n algehele vervolging van gelowiges gaan begin toeneem. Ouens, ek moet met jou die waarheid praat. Ek moet hierdie goed vir jou openbaar maak, want hierdie is maar net 'n begin vir die agenda wat die een wêreldstelsel het en van wat die anti-kris het. Dis die agenda. Maar mense gaan nie met my saamstem nie. Mense gaan nie met my saamstem nie, en ek weet daar's baie mense wat al reeds nie met my saamstem nie. Maar dit maak nie saak nie, dit maak nie saak of jy met my saamstem of nie saamstem nie. Ons moet gaan kyk na wat sê die woord. Alraai, so, hierdie vervolging of hierdie ding wat gebeur het, gaan vervolging veroorsaak van gelowiges reg oor die wêreld. Tweedens, dit gaan 'n oproer onder gelowiges aktiveer. En ons sien dit het alreeds begin. So die evangelie word versprei, mense gaan terugdraai na Elohim, maar dis presies wat moet gebeur. So daar gaan 'n toename wees van vervolging en dan gaan daar 'n toename wees van die evangelie wat versprei, mense wat terugdraai na die lewende God en mense wat tot bekering kom. Right, so hierdie twee gebeurtenisse of die sluipmoord wat hierdie twee gebeurtenisse in werking gaan bring en alreeds gebring het, bring ook 'n tydperk van groot verwarring en misleiding. Dit bring 'n tydperk van groot verwarring en misleiding, want die wêreld is nou in rep en roer. Die wêreld is in 'n toestand. En kyk net na die oorlog, kyk net na wat in Rusland aangaan, kyk net na die politieke onsekerheid wat vandag daar is. Kyk na die toestand van hierdie wêreld. En wat nou plaasvind is, daar is soveel verwarring, daar is soveel misleiding, want ek kan mos maak en doen wat ek wil. So, ek het nie 'n saak of iemand in die openbaar is nie, as ek nie gelukkig is nie, dan maak ek daai persoon dood. En dis wat nou plaasgevind.
As ek nie gelukkig is met wat hy sê nie, dan maak ek hom dood. En ouens, hierdie goed gaan begin toeneem. Want kyk wat sê Jesaja 5 vers 20. Hy sê die volgende, hy sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Nou, ek wil gou die vraag vra. Is dit wat julle vandag ervaar in hierdie wêreld? Dit wat jy ervaar? Natuurlik. Natuurlik. Want onthou, so 20 jaar terug, 30 jaar terug, was daar dinge wat reg was, wat ewe skielik nou verkeerd is. Daar's dinge wat verkeerd was, wat ewe skielik nou reg was. En in die afgelope 30 jaar het daar soveel dinge gebeur, ek meen dit was ongehoord gewees om die goed te gehoor het, om te sien het en te ervaar het daardie tyd 30 jaar terug wat jy vandag kry. En vandag is alles so maklik bekombaar. So maklik bekombaar. Ek meen jy gaan net op jou telefoon en jy is onmiddellik by die grootste verslawingsaspek wat onder mense is. En jy is onmiddellik as jy vasgevang met 'n gees van welis op jou telefoon, baie maklik op die internet, daar het jy dit. 30 jaar terug was dit moeiliker, jy moes by 'n winkel instap. Jy moes by 'n sekere winkel instap en sekere boeke koop of video's koop of wat ook al, dit was moeiliker. Maar vandag is dit so maklik en so vinnig val mense vir die stryk van die vyand en dit beïnvloed tot en met kinders van 8, 9, 10, 11 jaar oud. So mense, dit wat ons vandag sien, is soveel duisternis. En die wêreld maak dit goed. En die mense maak dit goed. En is presies wat nou plaasvind. Wee hulle wat sleg goed maak, goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en lig duisternis. En vandag is daar soveel duisternis en mense is okay daarmee. En die lig word uitgedoof. Die oomblik wanneer jy in die lig is, nou is dit verkeerd, nou is dit nie reg nie. So met ander woorde, as jy in die lig wandel, okay, kom ons haal jou uit. Want dit gaan mos nou nie saam met ons agenda nie, dit gaan nie saam met die hoofstroom nie, dit gaan nie saam met die beplanning van die anti-kris in die een wêreldstelsel. So kyk so 'n bietjie in die politieke wêreld vandag. Daar is huidiglik soveel onsekerheid, daar is soveel verwarring. En kan ek gou iets vir jou sê? Daar is geen leierskap nie. Geen. En baie mense sê, ja, maar Trump is nou aan bewind en Trump doen amazing dinge. Ja, hy doen dalk amazing dinge. Maar ek vertrou hom nie. Want onthou een ding, dat niemand wat in die Amerikaanse politieke veld is en wat aangestel word as president is nie 'n vrymesselaar nie. Niemand nie. Kyk in die geskiedenis. Gaan kyk so 'n bietjie. Niemand wat 'n president word in Amerika sal nie 'n vrymesselaar wees nie. Dis hulle fondasie. Hulle fondasie is absoluut vrymesselary. Gaan kyk na Washington. Washington is absoluut gebou op vrymesselary. Dis hulle fondasie. So daar gaan niemand in bewind wees in Amerika wat in Washington in die White House sit wat nie 'n vrymesselaar is nie. So hy doen dalk great dinge. En hy doen dalk hierdie amazing goed. En hy verander dalk sekere goed en hy maak stellings. Maar daai stellings en daardie goed is maar net om die ware dinge te verdoesel. Want die oomblik wanneer hierdie goed verby is, het ek en jy moeilikheid. Ons het moeilikheid. So, om konflik te vermy en om dit eerder op te los, gaan daar een of ander tyd, gaan daar een geloofstelsel wees om almal te akkommodeer sodat niemand offended sal wees nie, want dis wat nou plaasvind. Want jy sien, daar is politieke onsekerheid. En al hierdie goed spoel in die politieke wêreld, en nou moet dit op 'n politieke wyse gehanteer word, want ek kan maar instap in enige badkamer, solank ek identifiseer as 'n man of 'n vrou, dit maak nou nie saak wat my geslagsdele is nie, solank ek so identifiseer, dan kan ek mos instap in enige badkamer. So hierdie goed raak politieke aspekte. So
Nou word die waarheid wat verkondig word nou ook 'n politieke aspek. So, om konflik te vermy en konflik op te los, dan gaan daar 'n geloofstelsel in werking gebring word om almal te akkommodeer, sodat niemand offended hoef te wees nie, want die oomblik wanneer jy praat oor die waarheid en die oomblik wanneer jy die woord kom gee, dan is mense offended. Nee, want dis nou ewe skielik haatspraak. So om die woord te verkondig en die woord te lees en vir jou te sê, sorry, maar Boeta, jy's verkeerd in terme van jou siening. Hier sê die woord, Vader het man en vrou gemaak, hy's nie 'n God dat hy sou lieg nie. Die oomblik wanneer ek dit doen, dan is dit nou haatspraak. Maar dis presies wat Yeshua gesê het. Hy het gesê in Matteus 24 vers 9, hy sê ons sal gehaat word ter wille van sy naam, die naam van Yeshua. So jy gaan dinge begin sien in die nabye toekoms wat ons regtig so gaan beïnvloed en jy gaan nooit dink dit gaan moontlik wees nie. Maar dit is op die deurstoep. Want hierdie is 'n begin. Hierdie is 'n begin van dinge wat ons gaan ervaar op 'n eksponensiële wyse. So die eenwêreldstelsel moet in werking gebring word. Die politieke veld is gereed daarvoor. Dan moet daar in die geloofsaspekte moet almal verenig word en die mense is reg daarvoor. Die kondisies is reg daarvoor. So ten spyte van dit wat plaasvind, ten spyte van die feit dat mense tot bekering kom, ten spyte van die feit dat dit 'n oproer onder gelowiges bring, daar gaan 'n aanval kom onder die geloofstelsel en die oomblik wanneer jy nie daarmee inskakel nie, dan het jy moeilikheid. Want jy sien, hulle gaan begin om beheer toe te pas. Jy gaan beheer word met betrekking tot jou geloof, met betrekking tot wat jy dink, met betrekking tot wat jy glo, wat jy koop, waar jy beweeg, wat jy kyk. En as dit nie in lyn is met hulle agenda en die een wêreldstelsel nie, gaan jy vervolg en verdruk word. Dis wat gaan gebeur. En dis hoekom ons die groei sien onder AI, dis hoekom ons al hierdie goed ervaar en beleef. So mense, ek en jy moet absoluut bly by die woord. Ons moet bly by die woord. Die woord is vir ons so belangrik. Ons moet bly by die woord. En Yeshua sê in Johannes hoofstuk 16 vers 33, sê hy die volgende, hy sê in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hy praat. Yeshua maak dit openbaar om te sê, ouens, julle gaan verdrukking hê in hierdie wêreld. Maar nou is daar mense wat sê, nee, Storiaan, nee, ons word weggeruk voor die verdrukking plaasvind, voor hierdie een wêreldstelsel plaasvind, voor die anti-kris sy verskyning maak, word ons weggeruk. Dan bly ek sê, okay, maar gee vir my skrif, dat die kerk, of die gelowige, of die liggaam van Yeshua, dat ons weggeruk word voor die verdrukking. Ek bly vra, gee vir my skrif. Dan kyk mense my aan en hulle sê, maar ek weet nie wat daai skrif is nie. So ons moet hou by die woord. As die woord sê dat in hierdie lewe gaan ons verdrukking hê, dan moet ons glo wat Yeshua sê. En nou gaan baie mense sê, ja, maar Yeshua het met sy disippels gepraat. Hy het met sy disippels gepraat. Hy het nie met ons gepraat, hy praat met sy disippels en hy het gepraat met die Jode en dieselfde met Matteus hoofstuk 24, wanneer jy kyk na die wederkoms van Yeshua en wanneer hy dit gaan plaasvind en die woord sê na die verdrukking, dan sal jy die seun van die mens sien kom op die wolke. Nee, hy praat daar met die Jode. Dis wat baie mense sê. Hy praat met die Jode. En dan dink ek maar regtig, as hy met die Jode praat daar, en ons bring daai vervangingsteologie in, dan is daar mos gedeeltes in die Bybel wat ek moet uitskeer, want dis dan mos nie vir my van toepassing. So, ons wil baie keer nitpiek. In ander woorde, hierdie is vir my van toepassing, daar is nie vir my van toepassing. So as hy dit gesê het vir die Jode, en hy het gesê,
Hoor hierso, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. En ek maak die aanneming, ja, maar hy het met die disippels gepraat. Hy het met die disippels gepraat, en ek praat ook uit Matteus hoofstuk 24, en ek vat gedeeltes daar, en ek sê, ja, dis vir die Jode, en dis vir die gelowiges. Dan is ek besig om die woord heeltemal verkeerd te interpreteer. Alright, so as ek dit doen, dan moet jy, daai persoon wat dit sê, moet gaan na Jeremia hoofstuk 29 vers 11, wat hy so maklik quoteer, wat dalk iewerste neergeskryf is, hy het dit dalk gemerk in sy Bybel, hy het dalk 'n sticker op sy bumper, en hy het dit al baie keer gekwoteer, en hy staan in die môre op, en hy verklaar Jeremia hoofstuk 29 vers 11, wat sê dat Vader het 'n plan met ons, en hy beplan vir ons voorspoed, en nie teëspoed nie, 'n hoopvolle toekoms, en dan moet jy daai skrif vat, en jy moet dit uit die Bybel uitskeer. Want met wie het hy daar gepraat? Hy het gepraat met Israel. Maar ons is so gemaklik om sekere goed vir ons van toepassing te maak, net wanneer dit ons pas. Net wanneer dit ons pas. So ek kan nie daai gedeelte vat en sê, ja, dis vir my, en ek lewe volgens dit, want jy sien, Vader het 'n plan met my, hy gaan vir my 'n hoopvolle toekoms gee. Hy het 'n plan vir my voorspoed en nie teëspoed nie. Okay, maar hy het dit vir Israel gesê. Ja, maar nee man, maar dis vir ons. Okay, dan praat ek uit Matteus hoofstuk 24. Nee, dis vir die Jode. Of ons onderhou die feeste of die Shabbat. Nee, dis vir die Jode. Okay, maar nou is ek besig met 'n vervangingsteologie. Nou is ek besig om te nitpick uit die woord uit. En ek kan nie dit doen nie, want die woord is die hele woord. Volgens 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16. Die hele skrif is ingegee. Die hele skrif. En is nuttig tot leerwegging, tot onderwysing, tot teregwysing en tot geregtigheid, sodat ek en jy volkome kan wees, volkome toegerus in elke goeie werk. So as ek net sekere gedeeltes vat, dan is ek nie volkome in my sienswyse en in my verstaan van die woord. So as Yeshua sê, ouens, julle gaan verdrukking hê in hierdie wêreld, dan moet ek en jy gaan verstaan, wat het gebeur met die heel eerste gemeente? Wat het gebeur? Wat het gebeur met die eerste gemeente na die uitstorting van Heilige Gees? Wat het gebeur met daai gemeente? Kan ek vir jou sê? Hulle was vervolg. Hulle was vervolg, mense. Hulle het probeer om by mekaar te bly, maar toe bring Vader vervolging, want hulle het nie geluister na die woord nie. Die woord was, gaan versprei die evangelie oor hierdie ganse aarde. So, hulle was vervolg. So, wat gebeur wanneer die gemeente onder vervolging kom? Wat gebeur? Die woord leer my. Geskiedenis leer my. Die oomblik wanneer die gemeente of die gelowiges vervolg word, die resultaat daarvan is groei. Groei. En die gemeente het gegroei. En ons sien dat dit het gegroei reg oor hierdie wêreld. Kyk wat gebeur in die lande waar daar vervolging is onder gelowiges. Kyk wat gebeur. Die ondergrondse kerke bars uit sy nate uit. Dat dit groei. En wat gebeur met ons? Ons sit in 'n gemaksone en ons moet mense soebat en smeek om by samekomste uit te kom. Wanneer die feeste van Jahwe daar is, of daar's 'n Shabbat samekoms, dan moet ons sukkel om mense by mekaar te kry. Maar selfs op 'n Sondagmôre, die wat nou Sondag kerk hou, selfs op 'n Sondag, jy moet sukkel om mense by mekaar te kry. Want jy sien, ons sit in 'n gemaksone. Want alles is okay en alles lyk rooskleurig en alles is goed, maar ek wil vandag vir jou sê dat nie alles lyk goed nie. Nie alles is goed nie. En ons moet begin regtig wakker word in terme van die woord van Skepper lewende God. Want die woord sê vir my in Matteus hoofstuk 5 vers 10, hy sê, salig is hulle wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Kan ek gou vra? Of jy al werklik waar vervolging ervaar het. Werklik waar. En ek wil vandag vir jou sê, die oorgrootste meerderheid van gelowiges reg oor hierdie wêreld het nog nie vervolging ervaar nie. Die oorgrootste meerderheid. As jy kyk na die eerste gemeente, as jy kyk wat daar plaasgevind het, as jy kyk na die gelowiges oor die jare,
en wat die Rooms-Katolieke Kerk nou natuurlik gedoen het in terme van vervolging en hoe hulle mense doodgemaak het. En jy kyk na vandag en ons is eintlik in 'n seisoen en 'n tydperk waar alles gaan goed en alles lyk great en dan word daar 'n leerstelling ingebring wat mense 'n valse hoop gee van nee, ons gaan niks ervaar nie, ons gaan ewe skielik weggeruk word en dan is ons okay. Maar die woord leer my, salig is hulle wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So was jy al werklik waar vervolg vir jou geloof en jou geregtigheid? Wat baie mense nie besef nie, is die feit dat ek en jy is nou natuurlik deel van Israel. So mense maak die opsomming en hulle praat en hulle sê ja, maar dis vir Israel en dis vir die Jode en dis vir die gelowiges. En wat baie mense nie besef nie is, ons is deel van Israel. Nou hoe kom ek daarby? Gaan lees jou woord. Ons word ingeënt in Israel deur Yeshua. Gaan lees Romeine hoofstuk 11 vanaf vers 11 tot 25. Ander woorde, Yeshua is die makolyfboom en ons word ingeënt in hom. En hy praat daar van die takke, dat die takke nie moet roem nie. Hy praat van die feit dat die takke het afgebreek. Dit is die Jode wat weer moet terugkom. En ons is ingeënt in die olyfboom. Met ander woorde, ons is vorm deel van Israel. En daarom sê die woord volgens Galasiërs hoofstuk 3 vers 28 tot 29, sê dit baie duidelik. Hy sê, daar is nie meer Jood of Griek nie, nie slaaf of vryman nie, nie man of vrou nie, maar ons is almal een in Yeshua. En dit maak ons die nageslag van Abraham en ons is dan ook die erfgename. So ons baie keer wil ons sekere aannames maak. Ouens, dis baie belangrik om te besef wat die woord sê. So, by daardie bepaling kan ons mos verseker maak of verseker weet dat ons gaan verdrukking ervaar op hierdie wêreld. Ons gaan verdrukking ervaar in hierdie wêreld. Ons gaan vervolging ervaar en ons gaan moeilike omstandighede ervaar en beleef in hierdie nabye toekoms. Want ongelukkig, dit wat nou plaasgevind met die sluipmoord, dit gee vir ons die tekens van wat gaan gebeur. Dit gee vir ons die tekens van die tyd en dit maak die deur oop vir die vervolging wat gaan plaasvind op hierdie aarde en die verdrukking wat gaan plaasvind onder ons as gelowiges. Want waarvoor is die verdrukking? Vir wie is die verdrukking? Ek vra daai vraag. Is die verdrukking en die vervolging of die verdrukking, vir wie is dit? Is dit vir die ongelowiges? Ja of nee? Die verdrukking is nie vir die ongelowiges nie. Die verdrukking is vir gelowiges. Want ons geloof moet op die proef gestel word. Maar nou gaan ek nog 'n vraag vra. Vir wie is die oordeel van God? Want as jy kyk in die boek van Openbaring, waarmee ons nou tans besig is op 'n maandag aand, as jy kyk na die boek van Openbaring, word daar 'n oordeel uitgegooi op hierdie aarde, die oomblik wanneer die Antichrist sy verskyning maak. Wanneer maak hy sy verskyning? Met die oopmaak van die eerste seël. So, het die Antichrist al sy verskyning gemaak? Nee. So die eerste seël is nog nie oopgemaak nie. Mense, dit is voor die hand liggend. Ons moet die woord lees soos wat in die woord staan. So met die oopmaak van die eerste seël, en wie maak die seël oop? Yeshua. Yeshua maak die seël oop. Nou is daar mense wat sê, ja, maar die kerk is dan in die hemel. Nee. Gaan lees die boek van Openbaring. Gaan lees verder. Hy praat van die uitverkorenes. Hy praat van die heiliges. En as jy die vervangingsteologie gaan inbring, dan gaan jy sit met 'n verkeerde interpretasie. En weer eens, ek het dit gesê, ouens, ons is deel van Israel. Daar's nie meer Jood of Griek of vryman of slaaf of man of vrou nie, ons is almal een in Yeshua. Gaan kyk na Romeine 11. Ons is ingeënt in die makolyfboom. Ons vorm deel van Israel. So dit wat die woord praat met betrekking tot Israel is van toepassing tot ons. En ons kan nie daai vervangingsteologie inbring in die boek van Matteus, hoofstuk 24, om te sê, daar praat hy met Israel en daar praat hy met gelowiges. Wie is die uitverkorenes? Dis ek en jy. Wie is die heiliges? Dis ek en jy.
Wie is sy bruid? Dis veronderstel om ek en jy te wees. So daarom moet ons gaan kyk na die woord, en ek wil vandag vir jou sê, maak gereed vir wat op hierdie aarde gaan plaasvind. Maak gereed, bly in sy woord, bly in sy teenwoordigheid, maak gereed om jou lewe in orde te kry. Want as hulle 'n sluipmoord kon gedoen het op hierdie man, in 'n publieke plek, op 'n publieke platform, wat gaan hulle doen met my en jou? Wanneer die druk kom, wanneer die omstandighede kom, wanneer die seisoen reg is, wanneer die tekens van die tyd in volheid begin werk, en die anti-kris sy verskyning maak, want die anti-kris het 'n haat vir die gelowiges. Daarom sê die woord, die boek van Daniël, hy gaan oorlog voer teen die heiliges. Wie gaan dit doen? Die anti-kris. Teen wie? Die heiliges. Wie is die heiliges? Ek en jy. Ons is die heiliges. In die boek van Openbaring praat ook daarvan, dat hy oorlog voer teen ons, wat gelowiges is. So mense, ek en jy, gaan verdrukking ervaar, ons gaan vervolging ervaar, so maak gereed daarvoor. Maak gereed, bly in sy woord, bly in sy teenwoordigheid, kry jou lewe in lyn, dat wanneer hierdie goed begin gebeur, en ons gaan dit begin sien gebeur, hierdie is maar net die begin van hierdie goed. Hierdie een man wat sy lewe verloor het, en dis op 'n publieke platform, wat van al die ander gelowiges wat doodgemaak word. So dit kom al hoe nader aan ons as die gelowiges en die wat in ons meester Yeshua wandel. Kom al hoe nader. So mense, ek wil vir jou sê, staan vas. Halleluja, staan vas op die rots Yeshua. Moenie nou dat jou geloof beïnvloed word. Moenie wankel in jou geloof nie. Maar inteendeel, dat jou geloof beproef word. Met ander woorde, wanneer ons deur die vuur gaan, dan word ons werk aan die lig gestel, om te kyk hoe danig ons werk is. En as ek en jy bou met goud, met edelgesteentes, en ons bou met silwer, en ons staan op die fondasie van Yeshua, gaan ek en jy staande bly. Maar wanneer ons bou met hout, hooi en stoppels, gaan dit verbrand, en ons gaan ewe skielik ervaar, o hemel, nou staan moeilikheid. So staan vas op die fondasie van Yeshua, ons rots, en dat hy vir ons die gawe van die ewige lewe sal bewerkstellig. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek wil net saam met jou bid, voordat ek afsluit, voordat ek jou verlaat met hierdie uitsending, wil ek saam met jou bid. Abba Vader, dankie. Dankie dat ons vandag net kan sit en gesels, en dat ons harte op die tafel kan sit, en ons kan praat oor die woord, want op die einde van die dag, Vader, u woord is waarby ons moet bly. Nie ons eie opinie, en nie ons mensgemaakte tradisies nie. Vader, ons moet hou by die woord, en ek bid nou, Vader, vir elke persoon wat ingeskakel is. Vader, dat ons sal terugkeer na u totale woord. Dat ons oë oopgemaak sal word, in terme van wat u van ons verwag. Wat u woord vir ons sê, die gebeurtenisse in die eindtyd. Vader, dat ons die woord in sy waarheid sal raak sien, en dat ons daarvolgens sal wandel. Vader, ek bid vir versterking in ons gees, siel en liggaam. Ek bid, Vader, dat ons voete stewig sal vasstaan op die fondasie, Yeshua, ons rots. Vader, ek bid dat u herstel sal bring in ons fondasie, as dit moontlik dalk stikkend is, of dis gebroke, dat u dit sal kom herstel. Vader, dat ons die regte perspektief en denkwyse sal hê, en dat ons waarlik sal begin tyd spandeer in u woord, en in u teenwoordigheid. Ek bid vir die bloed van die lam om ons te beskerm. Ek bid dat u ons sal toemaak met u teenwoordigheid, en dat ons veilig sal wees onder die vlerke van die Almagtige, om u naam te vereer en te verheerlik. Vader, dis my gebed, dis my uitroepe, in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam. Nou dankie dat jy ingeskakel was, wees geseënd, geniet jou Shabbat verder, tot volgende keer, shalom.